van onsself in jou eie woorde, in jou hart, verwelkom van onsself. Dankie dat jy hier is, Here, baie dankie dat jy hier is. Ek dink daaraan dat die Here was die derde persoon wat hier was vanaand. Weet ek dit? Hy sê, waar 2 of 3 in my naam vergaat, en daar sal ek in die hulle wees. Toe die eerste 2 gekom het, dis hy ook hier. So hy is hier en hy sal hier wees, solang hy ons hier is. Baie dankie, ek sit lekker neem, die Here sê nie. Bly ons jong mense te sien. Ek het spesiale woord, as julle kan verstaan wat ek vanaf julle sê, sal julle lewe nooit weer dieselfde wees nie. Ek gaan jou lees uit Johannes 14. Johannes 14 van vers 1 af. Johannes gaan ons opsit dat. Ja, okay. Om die hemelvaart te reg te verstaan, moet 'n mens by Matteus 1 begin. Matteus 1, Lukas 1, Johannes 1. Kan ek sien, wie van julle het allemaal YouTube op julle fone? Allemaal YouTube op jou fone. Dan jy kan geen verskoning om die Bybel te luister nie. Jy kan op YouTube gaan druk jy net Lukas King James Version en dan kom hy op en hy lees om vir jou. Ek is ouwe sleg is om te lees, ek lei om te lees, maar ek hou daarvan om te luister. So, in die eerste paar ure in my oggend is dit in my studeerkamer met YouTube. Klink het sleg. Die YouTube evangelie. Okay, so ons, ek gaan nou net vir jou sê dan. So, as jy die hemelvaart regtig wil verstaan, moet jy by die begin van die Bybel begin, want jy moet verstaan, hoekom het die disciples sleg gevoel toe Jesus weggaan? Want die disciples het met hom gewandel, vandat hy sy bediening begin het. Hy het sy bediening begin, nadat hy die Heilige Gees ontvang het. Jesus het niks gedoen voordat hy die Heilige Gees ontvang het nie. Paulus het niks gedoen voordat hy die Heilige Gees ontvang het nie. Sonder die Heilige Gees is jy kragteloos, hopeloos, nutteloos. Ek moet sê, my bediening het ek die jong mense opgehou en ek het gesien, al die jong mense wat die doopgang met die Heilige Gees ervaar het, op jeugdkamp of waar ook al mag wees, het uitgestyg oor die ander. En hulle staan vandag nog sterk en dien die Here in gees en in waarheid. Want het is net die Heilige Gees wat jou kan help om hierdie pad te stap. En die pad wat julle jong mense vandag stap, is baie moeiliker as die pad wat ons gestap het. Dat die vyand het baie meer invloed op hierdie stadium in ons jong mense se lewens. En dis hoekom ons as ouers, ons kinders moet bid. Ek het gesien ook op YouTube, ex-Bybelaanbidder het gesê dat hulle het spesiale program geloop om die jong mense se gedagtes te beïnvloed. En in die tyd wat hy Bybelaanbidder was, het hy agtergekom, daar was 'n sekere groep jong mense wat hulle glad nie kon affekteer nie, hulle kon glad nie beïnvloed nie, hulle kon niks met hulle regkry nie. Hierdie klomp jong mense het so 'n blou skynsel rondom hulle gehad. En toe kom hulle agter dat hierdie jong mense, dis die jong mense wie se ouers vir hulle gebid het. Die Heilige Gees wil beskerm. En die vyand kon hulle nie in die hande kry. So ek wil vir jou vandag sê, jou grootste uitdaging in hierdie lewe gaan wees, liewe jong mense, is om die eerste Jesus Christus in jou hart en jou lewe aan te neem. Laat jou doop en ontvang die Heilige Gees. En die Heilige Gees is 'n geskenk van God aan ons as mense. En Jesus sê self, hy sal die Heilige Gees gee aan die wat hom vra. Jy is nooit te oud om die Heilige Gees te ontvang nie. Ek glo jy ontvang die Heilige Gees een keer. En dan hou jy die vuur aan die brand. Jy hou die vuur aan die brand soos pastoor een keer gepreek het van die kole wat jy op die hout op die vuur pak, om jou vuur aan die brand te hou. En die vlam op die altaar moet aan die brand bly. Jesus sê, okay, so ek wil nou verstaan, die disciples gaan saam met hom, hulle sien die wonderwerke, hulle sien hoe word die oë oopgemaak, hulle sien hoe gaan die ore oop, hulle sien hoe loop die verlamdes, hulle sien hoe val die melaatses se belastings van hulle af, hulle ervaar die wonderwerke saam met Jesus elke dag, hulle sien hoe gemeter hy brood en visie en hoeveel stukke bly oor, hulle sien al die wonderlike dinge en Jesus bly vir hulle sê, as jy het gaan lees, dan begin hy vir hulle sê, ek gaan nie altyd die wees nie.
ek gaan een of ander tyd gaan hulle my doodmaak, een of ander tyd gaan ek sterwe, maar ek gaan 3 dae in die graf bly en dan staan ek op. En hulle het nie regtig verstaan nie totdat dit gebeur het. En nou hierso in Johannes 14 vers 1 sê, toe dit vertel, sê hulle, laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. En dan moet jy mooi hoor, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek kom nou terug na die wonings toe. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. Dit is my tema vanaand. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. Hy sê, en as ek gegaan het en vir julle 'n plek berei het, dan kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle kan weet waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. En daarna sê die Here, maar ons weet nie waar julle gaan. Hoe kan ons weet? Hy sê vir hulle, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Ek is die pad wat jy moet loop, ek is die waarheid en ek is die lewe. Ok, kom ons sê, gaan teruggaan nou die woordjie toe, as hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As jy nie, weer eens, as jy self 'n smartphone het, kan jy op e-sort kry op jou foon en dit is baie maklik en as jy die skrifgie opslaan in die King James Plus, dan staan daar voor elke woordjie staan daar 'n nommer en as jy baie nommer druk, dan sê ek jou presies wat beteken hierdie woordjie. Nou hierdie woordjie wonings is menu. Ek het die ander gesê, ek ken nie Grieks of Portugees nie. Die enigste wat ek ken het is slaghuis en die groentewinkel. maar die woordjie is, jy hoef ook nie te ken nie, met die slim fone vandag en alles, as jy nie eens nodig om te ken nie. Maar hierdie woordjie meno beteken, is dieselfde woordjie wat Jesus gebruik in Johannes 5, as hy sê, abide in me. Bly in my. Hy sê, die huis van my Vader is daar baie plek, met ander woord. In die huis van my Vader is daar genoeg spasie, maar ek gaan om vir julle spasie te maak. Hierdie woordjie, hy sê, die wonings, en hy sê, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. Ek gaan om vir jou spasie te maak. Nou, ons het nog altyd gedink dat die Engelse woord mansions is die beter woord. In my Vader's house, there are many mansions, en dan sê ek hierdie verskrikkelijk groot gebouwde huis daar in Hemeland vir jou, wat vir jou wag, met die blink goue knop en al die goeders, goue deurknop en alles. Dit is nie noodwendig verkeerd nie, maar wat ek dink die plek wat Jesus vir my en jou gaan berei, is nie 'n huis nie. Dis 'n spasie in sy Vader se hart. Is 'n spasie in jou hart en in jou lewe. En as jy verder gaan kyk in die evangelie, sê jy dit beter verstaan ook in Jesus gaan lees. Hy sê, ek gaan om vir jou 'n plek te berei, ek gaan om vir jou spasie te maak, en as ek klaar is, dan kom ek jou haal. En dan gaan ek jou na my toe vat, en dan gaan jy altyd by my wees. Nou, ek gaan vandag 'n klomp skrifgies vir jou lees, want ek glo in die woord, nie wat ek sê nie. Ok, en dan gaan kyk ons in Markus 1 vers 23. Kondig hulle Jesus se geboorte aan. En die engel sê, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons. Jesus het gekom nie om 'n kerk te stig nie om 'n denominasie te begin nie. Jesus het gekom om God se Vaderhart aan die mense te kom bekend maak. Jesus het gekom om vir my en vir jou te bewys hoe kosbaar is jy, hoe waardevol is jy en hoe baie het hy jou lief. So lief dat ek jou sterf het aan die kruis, dat ek het vir jou so lief. So Jesus het gekom nie om sy eie kerk te begin nie. Hy het gekom om God se Vaderhart aan jou te openbaar. Dis hoekom toe hulle die vrou voor hom sleep wat in 'n daad van blowerspel betrap was. En sê, Here, die wet sê, ons moet hierdie vrou met klippe doodgooi. Want ons het haar betrap in 'n daad van oorspel. Toe sê hy, skryf hy op die grond, sê hy, terwyl hy op die grond skryf, toe loop die mense so een van julle. Hy eers sê, laat die een van julle wat sonder sonde is, eers 'n klip gooi. En toe raak hulle so een vir een weg, want almal van hulle was skuldig geweest. So ons almal is skuldig. Een van ons is onskuldig. Ons almal is skuldig, en hulle stap so een vir een weg. En toe hy opkyk en sê, waar is die mense wat jou wou doodgooi klippe?
Sê hy, nee, ek weet ek, allemaal weg hier. Hy sê, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. So het maak nie saak, hoeveel foute jy het. Toe ek by die put van Jakob kom, toe kom daar 'n vrou na hom toe. Die vrou was al baie slim. Sy is 'n Samaritaanse vrou en baie geweet van die Joodse vaders en die aanbiddingsorde en al hierdie goeders. En sy sê vir hom, ons vaders het gesê ons by die berg gaan bid. U sê ons moet in Jerusalem gaan bid. Hy sê, vrou, daar kom 'n tyd dat jy nie by die berg nie, ook in Jerusalem gaan bid nie, maar jy sal hom in gees en in waarheid aanbid. Hy wat hom in gees en waarheid aanbid is die kind van God. En Jesus kom en hy wys vir haar, ek het 'n plek vir jou. Maak nie saak, sy was 5 keer geskei gewees, die vrou. En die man by wie sy nou gebly het, was nie 'n man nie. En sy alleen water het put toe gekom, want sy was te skam. Die ander vrouens het nie saam dan kom, sy was uitgewerp. Sy was die vrou wat al 5 keer getrou was, sy geskeide vrou, die ons niks later te wen. Maar Jesus kom juist om haar te ontmoet by die put. En hy wys vir haar, ek het vir jou plek. Ek het plek vir jou, mag nie saak vir jou verlede nie, mag nie saak wat jou gebeur het nie, ek het plek vir jou in my hart. En sy word 'n evangelis in Samaria en draai die stad om aan die Here te glo. Maar dan gaan ons lees ons so verder deur Matteus en ons kom by die saal, by die plek waar Jesus vir sy disippels sê, die saalspreker noem ons dit, sê Matteus 5 vers 48 sê, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Hy sê, julle is die sout van die aarde, dan sê, julle is die lig van die wêreld, en dan sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hy julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Eerstlik sê, as jy deur die saalspreking lees, en hy sê vir jou, wanneer iemand jou 'n warme klap gee, dan draai jy op aan die ander kant en sê, gee my nog 'n klap. En as ek daarby kom en sê, ek gaan dit nie maak nie. En hy weet ons sal dit nie maak nie. Hy weet dat ons sal dit nie regkry nie. Daar is soveel goed in die woord dat ons nooit sal regkry nie. En dis ook maar gesê, ek het 'n ander plan. Ek het 'n plan om jou te bekragtig. Ek het 'n plan om jou die vermoë te gee. Ek het 'n plan om jou 'n nuwe mens te maak. My plan is, die Heilige Gees gaan jou krag gee. Want hy sê, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees julle kom en jy sal my disippels wees. My broer en suster, ek wil hê dat jy moet verstaan, dat niemand van ons wat hier sit vanaand, niemand van ons is minder gering nie. Niemand van ons sal dit nie kan maak nie. Niemand van ons kan nie gebruik word nie. Niemand van ons kan nie 'n instrument wees nie. Want as jy 'n eenvoudige instrument vat nie, maak hom vol krag, dan werk dit. En dit is wat ons nodig het. Jesus sê, ek gaan julle nie as wese agterlaat nie, ons kom daarby. Hy sê, maar nou wil ek gou vir jou hierdie ding lees, en jongens, jy moet dit neerskryf, of omdat dit, jy kan nou mag jy jou foon uithaal, en ek net gou hierdie skrifie neerskryf op jou foon. Die goue reël van die Bybel. Ek noem die goue reël van die Bybel, dit is Matteus 7 vers 12. Ons al gesê, wat jy saai sal jy maai, is so. Maar hierdie vers is andersom. Hy sê, alles wat julle dan wil hê, dat die mense aan julle moet doen, hoor julle? Alles wat julle wil hê, die mense aan julle moet doen, sê hy, net so moet julle ook aan hulle doen. Dit is die wet van die profeet, dis die wet, en dit is die wet en die profete. En nou as die Bybel praat van die wet en die profete, dan praat hy van die Bybel. Met ander woorde, die Bybel saamgevat in hierdie vers is, jy moet nie wag dat mense vir jou goed moet doen nie. Hy sê, gaan jy en doen goeie goed aan mense, sodat die mense dit kan sien en God die Vader verheerlik. Nou, ek weet nie van die mense, jy sal saamstem wat in welsyn betrokke is nie. As jy nou in welsyn betrokke is en jy gaan gee 'n potsop af in Beverly Hills en jy neem die mense af in Beverly Hills en jy sit op Facebook om vir die donateurs te wys wat het jy met hulle geld gemaak. Dan jy kry jy mense wat sê, die pastoor plaas daar weer sy deel. Kyk hoe spog en alweer, maar hierdie woord wat ek weer sê, en ek wil net dat jy nou mooi hoor, hy sê,
Laat jou lig so skyn in die geheim. Laat jou lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. Staan op en staan uit, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Hoe gaan God die eer kry vir wat jy doen as jy dit in die geheim doen? Nou ek sê, daar is 'n balans, ek wil my woord verstaan. Ek sê nie, jy moet die Facebook vol goed gaan sit van hoe goed jy is en wat jy gedoen het nie. Ek sê nee, jy moet vir die wêreld gaan wys hoe God jou geïnspireer het met sy Heilige Gees krag en hoe hy jou as 'n instrument kan gebruik om ander mense se lewens beter te maak. Want op die einde van die dag kry die Here die eer, nie jy nie. Maar die mense wat jou in staat gestel het, voel, okay, goed, hy het dit goed gedoen. Hy het daarom die geld reg gebruik. Jesus sê, ek gaan om vir jou plek te berei. Wat hy eintlik van praat is 'n leefwyse, 'n lifestyle. Ek kompeteer met hierdie dak. Jesus sê, ek gaan om vir jou iets te wys. Ek wil jy moet weet wat ek vir jou gaan doen. Ek wil jou in 'n nuwe lewenstyl inbring. Ek wil jou in 'n nuwe leefwyse inbring. Ek gaan om vir jou 'n plek te berei. Ek gaan om vir jou spasie te maak. En 'n baie mooi voorbeeld van hierdie spasie kry ons in Psalm 91. En dit is so mooi. Die Here het my wys, ek het so geniet, dit is so mooi. Ons almal ken ons Psalm 91. Wie sit Psalm 91 ook op sy kassie ek hoor mense sit Psalm 91 ook om die demone weg te hou. Dit is nie waarvoor Psalm 91 daar is. Psalm 91 is daar om vir jou te sê dat jy het 'n veilige plek in Jesus. Want hy sê, die Engels sê, he who dwells in the secret place of the Most High shall remain stable and fixed under the shadow of the Almighty, whose power no foe can withstand. Is dit nie mooi nie? As jy, wat sê die Afrikaans, hy wat skuil in, hy wat vertoef in die skuilplek van die Almagtige, sal vannag in die skaduwee van die Almagtige, hy wat vertoef in die skuilplek van die Allerhoogste, sal vannag in die skaduwee van die Almagtige, en ek sal vir die Here sê, my rots en my bergmeester, my God op wie ek vertrou, ja. So, ek wil vir jou praat, waar is jou secret place? Het jy 'n secret place? Het jy 'n geheime plekkie? Jou geheime plek is eintlik die plek waar jy krag ontvang, waar jy jou battery gaan charge, waar jy gaan sit, en ek het in my studeerkamer nog 'n stoel daar sit, en toe ek hierdie nou sien, toe sê ek in die oggend as ek daar gaan sit, voordat ek Bybel lees, wil ek vra dat die Here by my kom sit. Ons sê, come Holy Spirit, I need thee. Hy was al hier voor jy was, en nou sê jy kom. Ons kan ons begin bewus raak van die teenwoordigheid van die Allerhoogste, elke oomblik van die dag. Kan ons bewus raak, kan ons onsself vergewis van sy teenwoordigheid, elke oomblik van die dag. Waar ons gaan en waar ons beweeg, wat ons doen en wat ons sê, is hy daar om te hoor, daar om te sien, daar om te help, daar om jou krag te gee. Want een van die name van die Heilige Gees is die Parakletos. Hy's on standby. Hy staan by jou om jou te help, by jou om jou krag te gee, by jou om jou te ondersteun, by jou om jou op te rig. Maar hy wil hê dat jy moet net 'n bietjie in jou geheime plekke ingaan. Kom net 'n bietjie in die secret place en word net 'n bietjie stil daar, want dit is 'n plek van veiligheid en van rus. Maak nie saak wat op jou pad kom nie, as jy net 'n bietjie een kant toe gaan na jou geheime plekkie toe, net gaan stil word, en net vir die Here gaan sit en sê, Here, ek het nodig om met U te praat. Here, hoor net my stem, Here, hoor net wat ek wil sê. Sê ek vandag vir jou, die Heilige Gees sal jou in staat stel om enige obstruksie te oorkom, enige struikelblok uit die pad uit te kry, en hy sal vir jou die vermoë gee, die wysheid en die insig gee om alles doen wat hy wil hê jy moet doen, wat nodig is om te beweeg. Dit is 'n plek waar jy kan terugdink aan waar jy was en waar jy nou is. Hoeveel van ons het al net 'n bietjie tyd gemaak om te gaan sit en te dink waar ek was?
ek vra altyd, as ek in 'n moeilike situasie kom en ek wonder, wat gaan vorentoe gebeur, dan vra ek myself, hoe het jy hier gekom? Amen. Wie het jou tot hier gebring? En as hy na die mossies kyk, en die voëls en die blomme so bekleed, hoeveel meer my nie, wat baie meer werd is as 'n mossie en 'n blom en 'n voël. Iewers in die Bybel word ondankbaarheid gelys saam met onheilig. Jy weet, as jy 'n ondankbare mens is, jy net so goed soos 'n onheilige mens. Daarom sê die Bybel, jy moet dankbaar wees. Dankbaar in alles. Gaan word bietjie stil in jou skuilplek, in jou stil plekkie, en gaan sit net bietjie stil en sê, Here, ek weet nie hoe ek hier gekom nie, maar ek weet my hier na toe gebring. En U het my tot hier toe gedra, en ek weet dat U sal my nie nou los nie, maar U sal my leer dra. Terug op waar jy was, en waar jy nou is, en hoe jy hier gekom. Dit is 'n plek, die secret place is 'n plek waar jy 'n verhouding bou met jou Vader. 'n verhouding bou met jou Vader. Dit is 'n plek waar jy met hom gesels en hy gesels met jou. En jy bou 'n verhouding. Dit is 'n plek waar jy perspektief kry. Dit is 'n plek waar jy wanneer jy met hom begin gesels, dan hy vir jou sê, dis nie so erg nie, ek gaan jou idee aan. Johannes 14 vers 17. Ek dink as Jesus wat praat, hy sê die gees van die waarheid, praat van die Heilige Gees, die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Die wêreld kan nie die Heilige Gees ontvang nie. Omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom. Let jy op dat hy sê nie julle sien hom nie. Hy sê julle ken hom. Hy sê die wêreld sien hom nie, en hulle ken hom nie en hulle sien hom nie. Maar die wêreld sê ons sien ons glo. As ek dit nie sien nie, glo ek dit nie. Maar die Here wil nie ek jy moet sien nie, want ons kyk met ons geestelike oë. Ons sien, ons glo wat die woord van God sê. En omdat die woord van die Here sê dat hy nou hier is, glo ons hy is nou hier. Ek hoef hom nie te sien nie. Elkeen van ons het 'n brein. Die meeste van ons. Elkeen van ons het 'n brein. En nie een van ons kan ons brein sien nie. As ek jou brein kan sien, het jy 'n groot probleem. Kan nie jou brein sien nie, maar weet ons het 'n brein. Dis net so maklik om te verstaan dat die Heilige Gees is hier in my, in sy veilige plek, in sy secret place wat hy geskep het. Want die woord sê so, maak nie saak of ek kan sien of het kan voel of nie. Ek is nie 'n vleeslike mens nie. Weet jy wat beteken carnal? Wat beteken iemand wat vleeslik is? Is iemand wat gelei word deur sy vyf sintuie. Wat ek sien, wat ek hoor, wat ek voel, wat ek proe. Dus as jy besluit te neem volgens jou, wat jy jou sintuie ervaar, is jy wat die Bybel noem 'n vleeslike mens. 'n geestelike mens bedoel dit. 'n geestelike mens glo wat hy lees en hy verstaan wat in die woord staan, en as dit daar staan, dan is dit klaar. Ek strei nie daaroor nie. Hy sê nou weer hier so in vers 18, Johannes 14:18, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Onthou die disippels staan nou daar rondom en gesels en Jesus sê ek gaan weg. Maar ek gaan julle nie as wese agterlaat nie. Ek gaan julle nie los nie. Ek kom weer na julle toe. Hy gee hulle die versekering. Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe. Vers 20. In die dag sal julle weet dat ek en my Vader is en julle in my en ek in julle. Kan julle dat eenheid sien? In die dag sal jy weet, wanneer die Heilige Gees ontvang en jy is in jou veilige plek, sal jy weet dat ek is in Jesus en die Vader is in Jesus en die Vader is die Heilige Gees woon binne in my. Hierdie is hulle veilige plek en ook my veilige plek. Johannes 14 vers 26, is amper klaar. Hy sê, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer wat ek julle en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê. Dit is baie interessant dat die Heilige Gees kon nie gestuur word voordat Jesus nie sy plek langs die Vader ingeneem het op die troon nie. Dis hoekom Jesus moes weggaan. Jesus moes weggaan om die Heilige Gees te stuur. Toe Jesus net uit die dood uit opgestaan het, toe kom Maria na hom toe en soos wat sy gewoond was, wil sy aan sy voete neervat en sy voete soen en hom aanbid. En Jesus sê vir haar, nee, moenie aan my vat nie, ek was nog nie by my Vader nie. Want voordat enigiemand aan hom kon vat, moes hy eers homself gaan vertoon aan die Vader.
En toe hy weer kom, toe sê hy vir Thomas, kom vat hierso, trek jou vinger in, voel hierso, kyk, dis regtig ek. So, Jesus moes eers opvaar, om vertoon aan die Vader, en toe hy sy plek langs die Vader en sy regterhand inneem, toe sê vir toe stuur Vader sy belofte, die Heilige Gees, na my en jou toe, om ons hier op die aarde om krag gee en ons te wil versterk. Ek wil net dat jy moet verstaan, hy moes eers kom. Dis hoekom Jesus vir sy disippels sê, julle moet niks doen, voordat julle nie die Heilige Gees ontvang het nie. En toe die vergadering by mekaar kom, toe besluit hulle, maar hulle gaan 'n disipel kies in Judas Iskariot se plek. En Jesus het gesê, julle moet niks doen, voordat die Heilige Gees gekom het. En toe kies hulle hierdie disipels, se naam was Matthias. En wie van julle kan Matthias onthou wat het van hom geword? Wat het hy gedoen? Hy raak net weg. Hy raak weg tussen die skare daar. Nooit ooit. Ek glo Paulus moes die 12de disipel gewees het. En as die disipels gewag het soos die Here gesê het, sou hy hulle gesê het, okay, die disipel in Judas se plek moet Paulus wees. Saam vir Paulus as die volgende disipel. Dis maar net my teorie. Jesus sê, ek gaan op julle plek te berei. En God die Vader sê vir Jesus, kom sit gou hier by my, sit hier aan my regterhand, totdat ek die vyand gemaak het, 'n voetbank vir jou voete. Hoor jy, Jesus sê, kom sit hier by my, ek gaan die vyand maak 'n voetbank vir jou voete. Ek het so 'n klein stoeltjie in my lesenaar, sy naam is Satan. Ek sit my voete elke aand op, as ek aan my lesenaar sit. Hier is onder my voete. Christus het jou onder my voete gewerk. So, ek wil hier dit verstaan. Dit is nou mooi. Ek wil hier die begrip sien. Jesus sê, kom sit hier, totdat ek jou vyand gemaak het, die voetbank vir jou voete. Maar wat sê hy in Romeine 16 vers 20? Praat Paulus met die kinders van die Here. Ek dink is in Romeine, met die Christen in Romeine sê, Romeine 16 vers 20, die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal, amen. So wat sê Paulus vir die kinders van die Here in Rome? Julle is die voete wat die Satan gaan verbrysel. Jesus sit langs die Vader en wag dat ek en jy die vyand op sy plek sit. Hoor dit sê, Jesus sit langs die Vader en wag dat jy sal heers oor die werke van die vyand. En van sy disipels sê hy, ek gee aan julle die krag oor die mag van die vyand en niks sal julle ooit skade aandoen nie. Ons is instrumente in God se hand wat oor die werke van die vyand moet heers. Ek en jy moet heers en wanneer jy oor die vyand heers, dan kom hy onder jou voete, maar ook onder Jesus se voete. Dan kom ons is saam met Christus verborgen in God. Jesus sit langs die Vader op die regterkant, waar is ek en jy? Saam met hom. Ons is saam met hom daar. En daarom het ek en jy so verantwoordelikheid. Jong mense, ek wil jy moet hoor, moenie net 'n vloerlap van die vyand word nie. As ek dink aan 'n vloerlap, dan dink ek aan die paartjie wat ek getrou het lang terug. Toe ek die vroukie weet die spark uit, toe sê ek vir, hoe gaan dit julle? Toe sê sy, pastoor, weet jy, voor ons troue, toe sê ek my poplappie, maar nou voel ek soos sy skroplappie. Want sy is misbruik, sy is net goed om die handdoek agter hom op te tel, sy broek op te haal en al die goeders, en hy het nie meer na lewe beleef nie, so sy voel net misbruik. Moenie dat die vyand jou misbruik nie. Moenie 'n vloerlap van die vyand word nie. Jy is 'n geseënde, gesalfde kind van God, 'n instrument van die Heilige Gees, 'n tempel van die Here. Hy sê duidelik in sy woord, ek en jy is tempels van die Heilige Gees, en die Gees van God woon in ons. Daarom moet jy nie toelaat dat die vyand jou aan jou neus rondlei nie. Sê nee vir die duiwel, sê nee vir ons. Jy is nie sy vloerlap nie, jy is 'n kind van die Here. Hebreërs 1 vers 13. En aan watter een van die engele het ek ooit gesê, sit aan my regterhand totdat ek die vyand gemaak het, die voetbank van jou voete. Kolossense 3, hoor mooi. Want julle het gesterwe, Romeine 6 vers, Romeine 6, nou ek val op die rond, ek wil eers gesê om te praat oor die sterwe. Romeine 6 sê, wat sal ons van hierdie dinge sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, ons sal die sonde afgesterf het. Hoe sal ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood,
Net soos Christus uit die dood het opgestaan het, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Wanneer jy Jesus Christus aangeneem het as Losser en Saligmaker, dan sterf jou ou mens, die ou natuur, en jy word begrawe daarin in die doopbad. Maar jy staan op as 'n nuwe mens in Christus, met 'n nuwe roeping, met 'n nuwe visie, vol van die Heilige Gees, 'n instrument waarvoor die duiwel baie bang is. Ek wil hê jy moet verstaan dat jy is eintlik die duiwel se persoonlike nagmerrie. As jy die oggend opstaan en sê hy tog ek kom help weer. As jy in die aand gaan slaap, dan sê hy dankie tog hy gaan slaap. Want jy is 'n instrument van die Heilige Gees. In die hand van die Here kan jy die werke van die vyand verbreek. En die Here het nodig dat ons het nodig, Gansbaai het nodig dat die kinders van die Here sal opstaan en sal sê ek is 'n instrument in die hand van die Here. Onthou jy het gesê, Jesus sê ek gaan op jou woning te gemaak. Daai woordjie woning beteken dieselfde as hierdie woord wat ek in Johannes 15 vers 4 as hy sê bly in my soos ek in julle. Net soos dat die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek het 'n wingerdstok op by die huis. Kyk is Hannepoort. Nou kyk ek elke jaar as die blare so begin stoot en nou kom nou top. As ek sien daar's nie vruggies aan die strengeltjie nie, dan breek ek hom af en gewoon weg. Want die Bybel sê uitdruklik, as jy nie vrug dra nie, haal jy uit. En ek het agterkom dat dit doen, is al die druiwe op die wingerdstok baie groter en baie meer as wat was. En ek het ook gesien, as ek die wingerdstok afbreek en ek sit nog net meer, 5 minute later kan jy sien, ek daar hang so. Want hy sien nie in die wingerdstok nie, ek kry nie die sap in die wingerdstok nie. Jesus sê vir my, ek en jy moet in hom bly, abide in me. Hierdie woordjie abide is dieselfde woordjie as die woning. Ek het vir jou 'n plek gaan maak waarin jy kan abide. Dit beteken ook om, hy sê, die Amplified sê, dwell in me, and I will dwell in you. Live in me, and I will live in you. Just as no branch can bear fruit of itself without abiding in, being vitally united to the vine, neither can you bear fruit unless you abide in me. En om in hom te abide beteken om in daai stopplekkie van jou in te gaan, daai secret place en net te sê, Here, ek weet nie wat die dag vir my inhou nie, ek weet nie hoe ek oor gaan kom nie, maar wat ek weet is, U is hier saam met my en ek is deurdronge met die Heilige Gees en ons kan hierdie oorwinning behaal in die naam van die Seun Jesus Christus. So, my oproep is abide in hom, in hom. My laaste versie, Johannes 16 vers 7. However, I am telling you nothing but the truth when I say it is profitable, good, expedient, and advantageous for you that I go away. In Afrikaans sê, ek wil hê dat julle moet weet, dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. I go away. Because if I do not go away, the Comforter, the Counselor, the Helper, the Advocate, the Intercessor, the Strengthener, the Standby will not come to you into close fellowship with you. But if I go away, I will send him to you to be in close fellowship with you. Dit is mooi. Jesus sê, as ek nie gaan nie, kan ek hom nie stuur nie. Maar as ek gaan ek hom stuur. And he will be in close fellowship with you. Hy is in jou veilige plekkie nog voor jy daar kom. Hy wag vir jou daar en hy is daar om jou te versterk. Let net op wat sê Amplify die verskillende name vir die Heilige Gees. The Comforter, the Counselor, the Helper, the Advocate, the Intercessor, the Strengthener, die in jou krag gee, and the one that is standby. Hy is op standby vir jou. Maak nie saak wat die probleem of jou behoefte is nie. Hy is op standby om jou te help. Al wat jy moet sê is, Here help. Toe Petrus toe hulle die oggenduur, ek dink 2-3 in die oggend, toe sit op die water en die golwe is vreeslik en hulle sien daar kom as skynsel op die water aan. En een van hulle sê dis spook. En hulle is verskriklik bang die klomp mense. Hulle is in 'n benoudheid daar, want daar kom iets op die water aan. En Jesus sê vir hulle, moenie bevrees wees nie, dis ek.
En Jesus sê, Petrus sê, Here, as dit U is, sê dat ek na U toe moet kom. En dink, Judas het gesê, Thomas het gesê, is jy seker, broer? Kyk jy water, dis wille water hier, is jy seker? En Judas het gesê, gee my jou beers, ek sal vast het. Maar hoe het ook al sê, Petrus stap oor die boot en hy loop na Jesus toe. Gaan lees in die Bybel sê, en hy loop na Jesus toe. En toe hy naby Jesus kom, toe twyfel hy, want hy kyk na die branders en die golwe. En toe sink hy. Die Bybel sê, toe hy sink, toe vat die Here sy hand. Maar hy sê, Here help, en Here vat sy hand en hy tel hom op. En hulle loop saam boot toe. Ek glo nie Jesus het hom gedra nie. Ek sê, Jesus sê, staan op, hoekom het jy getwyfel? Jy is ongeloof, hoekom het jy getwyfel om stap? Hy stap terug boot toe. Jy moet net sê, Here help. Dis al wat jy moet doen. Erken hom. Jesus sê, glo in God, glo in my en glo in die Heilige Gees. Vader, sê in die Heilige Gees, ek en jy het niks meer nodig nie. Broers en susters, die wêreld tuister ons met aanslag van alle kante af. Die invloed van die wêreld is verskriklik op die mense. En hulle saai elke dag meer en meer twyfel. En dit word al hoe moeiliker en moeiliker vir kinders van die Here om te glo. Maar as ons by die woord van God bly en ons het die Heilige Gees in ons hart, sal ons nie die pad byster raak nie. Jong mense, as daar ooit 'n uitnodiging kom vir die doop van die Heilige Gees, hardloop en gaan ontvang dit. Dis jou geskenk. Grootste geskenk wat jy die hele lewe ooit sal kry, is die doop van die Heilige Gees. En al wat jy moet doen is glo en vat dit. Die Heilige Gees is 'n geskenk van God. Wat moet doen mense as jy 'n geskenk kry? Jy sê dankie en jy maak dit ook. En die Heilige Gees dieselfde. Jy sê dankie, jy ontvang dit en jy gebruik dit. Iemand het gevra, hoe praat 'n mens in tale? Weet jy hoe praat mens in tale? Jy praat. As jy maak soos dit, jy praat. Die Bybel sê, jy gaan dit nie verstaan nie. Jy gaan dit verstaan nie, niemand verstaan dit nie. Dis 'n geloofsaak. Jy sê wat in jou gedagte en jou hart opkom en jy praat in taal. En niemand kan vir jou sê dis nie 'n taal nie, want niemand kan dit verstaan nie. Die Bybel sê wanneer jy in taal praat, dan stig jy jouself. Jong mense, ek wil julle aanmoedig vandag. Anker na die Heilige Gees. Hardloop om dit te ontvang, dat jy eie kan maak. Dis jou grootste geskenk wat jy ooit in jou lewe sal ontvang. Baie dankie, die Here seën. Shalom.